Ek vra jou, wil jy nie dat Jesus jou hand kom vat en jou uit die dryfsand uithaal nie, voordat dit te laat is nie? So kom goeie dinge ook tot 'n einde. Ons het 'n Kalahari uitreiking gehad, ons gaan terug huis toe. Lekker tussen die duine. Ja, partykeer is die stort so bietjie kouterig. Ek moet sê dit was die 3 koudste nagte wat ek nog in die Kalahari beleef het. Ek het binne in die meellorry geslaap, soos 'n vrieskamer gevoel. En almal het getuig, dit was maar taamlik koud. En kom ons praat daaroor. Jou Christendom. Is dit koud of warm? Is dit koud of warm? Kom ons gesels so 'n bietjie met ander mense en dan wil ek ook met jou daaroor praat. Maar antwoord jouself net gou. Is dit koud of warm? Kyk, ek staan by jou deur en ek klop. My stem hoor en oopmaak. Sal ek inkom en saam met jou maaltyd hou? En jy met my? Was jy maar koud of was jy maar warm? Maar nou dat jy lou is, sal ek jou uit my mond uitspieg. 'n liefdevolle God, 'n genadige God, 'n God wie sy seun gee om vir sondes te sterf. Hy sê, ek sal jou uit my mond uitspieg. Die oorspronklike vertaling sê, ek sal jou uitbraak. Kom ons praat 'n bietjie daaroor. Hier sit ek by een van ons managers, is 'n sendingpaartjie. Dorette is verantwoordelik vir dat hierdie studente kan 'n chippy of 'n koeldrank in hulle maag kry. En dan natuurlik, iemand by ons werk dit so, is almal beraders en almal help oral. Hierdie kant sit Rian en hy is een van ons managers en ek wil net by hulle hoor, komment oor koud warm. Ek dink ek was ook baie koud geweest, want ek was 'n baie koue mens geweest. Ek het nooit warmte gehad nie. Ek het nooit vriende gehad nie. So en toe begin ek lou word en ek begin 'n bietjie ontdooi en vandat ek die Here leer ken, het is ek regtig warm. Ek het nog nooit die liefde gevoel van die Here soos ek hom nou voel nie. En waarlik waar, en al wat ek kry by die Here is, staan net vas in sy woord. Want as ons in sy woord vas staan, sal die Here die pad vir ons oopmaak. Hy gaan nie vir ons gelyk maak nie, maar hy gaan vir ons oopmaak. En hy gaan vir ons staan waar, hy gaan vir ons wag. En hy gaan vir ons help waar ons moet wees. Ja, jy het nou 'n nuwe preek gegee. Hy gaan 'n deur oopmaak, en die pad oopmaak, maar hy gaan my gelyk maak nie. Hy gaan hom nie gelyk maak nie, want hy soek nie softies nie. Hy soek soldate, maar hy gaan vir jou 'n trekker gee met 'n stootskraper en maar jy moet gelyk maak. Ons moet op 'n dag hieroor praat. Hoe maak jy 'n pad gelyk? Gebed. Die woord van God. Dis hoe jy 'n pad gelyk maak. En mense, ek kom maar oral terug. Mense wat probleme het, geestelike probleme. Gaan kyk maar, hulle skeep die woord van God af. Mense wat werklik sal Bybel lees en werklik sal bid, is mense wat hulle groei in Christus. Jy kan nog iemand kyk wat baie Bybel lees, kan partykeer agterbly. Want alle dwaling mense, sektes, hulle lees Bybel, baie Bybel. Maar wanneer iemand waarlik begin bid, en ons praat nie van tradisionele gebedjies nie, ons praat van bid, 'n liefdesgebed. Nie van God voorsê nie. Ek hoor hierdie party mense, ja, Here, U wil Jahwe genoem word, en mos nie Jesus en Here nie. Nee, jy skryf God voor. Moenie jy God voorskryf. Ja, Here, U wil mos nie hê die mense moet enigiets eet nie. Nee, jy's besig om God te teach, en jou lering uit 'n liefdesverhouding. Here,
Ek kom sit weer vanoggend by u voete. Ek het u lief. Ek het so baie tekortkominge. Sal u asseblief by my kom stil raak? Sal u met my hierdie pad loop vandag? Asseblief, Here. Here Jesus, ek is deur mekaar, want die mense daar buite sê, ek mag seker goed eet en seker, sal u my leer, hoe werk dit? Here, oor u name, sal u my leer, hoe werk dit oor u name? Ek dink dit klink so 'n bietjie anderster as die arrogante voorskrywing. Maar okay, kom ons praat oor Lou. Sy het my nou op 'n hele ander trip gesit. Ek is nou oor hierdie pad, ek sien hierdie hobbelpad. Jy weet, ek het een aand, noem die studente my krinkelkat, iemand het my matras gevat. Jy sal nie glo nie, op hierdie kamp bloed, iemand my matras. En ek moet toe op meel slaap, nou meel loop so, verstaan? Nou hoekom, hoekom, wacht, ek wil net hoor, het jy lekker geslaap? Op 'n manier, ja, maar ek het baie ongemaklik geslaap. Ek wil net hoor, die eerste aand, hoe het jy toe geslaap? Ek het kringelkat geslaap, want regtig, ek het nie geweet, hier's baie knoppe en goed. My heup het in posisie ingekom, want hulle was uit posisie uit gewees. So die grond het hulle weer teruggebring, maar ek het baie sleg geslaap. Nou die tweede aand, hoe het dit toegegaan? Ek het lekker geslaap, maar ek het baie ongemaklik geslaap. Hoekom sal jy die tweede aand beter geslaap het? Iemand het vir ons 'n matras in ons karavaan in ons tentjie gesit en toe hoor ons agterna dit was eintlik iemand anders as 'n matras wat ons gevat het. Die skryf sê die waarheid maak jou vry. Ek gaan vertel wat gebeur het. Philip, een van die ouetjies, die agter Philip, Rudolf, een van die ouetjies kom by my die volgende vra, hoe het hom geslaap? Ek sê jong, ek het nie geweet hierdie sakte sand kan so hard wees nie. Hy sê, moenie worry nie, ek sal vir jou organise vir matras. Hy het toe nou matras organise. Hoor hier, hy organise ver van, hoor hier, hierdie manager, hoor hy gaan 'n matras organise. Hy weet dis die winkels, hè. Ons is in die Kalahari. So hoe organise ander ou 'n matras? Hy vat een. Maar okay, dit was nou eintlik meer sports. Kom ons praat oor koue, warmte en lou. Ja, ek gaan ook die topic weer verander. Ek kan nie help nie, want die oomblik toe ek nou afkyk na die kameraman se voete, toe sien ek nou iets anders. En ek besef, ja, die oomblik toe die kameraman sy voete so maak, toe besef ek, ons sit in die duine, ons het nou die dag ook gepraat oor sagte sand. En ek sien hoe ek in sagte sand, hoe meer ek beweeg in sagte sand, hoe dieper sak ek weg. En dis maar dieselfde in die sonde. Jy weet, hoe meer tik ek gebruik, of hoe meer drank ek gebruik, hoe meer sak ek weg. Ek kwyn weg van die Here af. So, ek raak nie net lou nie, ek raak koud, want ek het geen warmte in my nie, ek het geen waarborg in my nie. En dit was vir my nogals aangrypend geweest om te weet, om te sien hoe eenvoudig die Here vir ons kan wys, my lewe teenoor die natuur, jy weet, as ek nou aan mekaar aangaan met my sondes, hoe meer ek daarmee te doen het, hoe verder ek wegsak en hoe minder het ek van die Here. Maar dan kom daar nou mense op jou pad, die Here stuur mense op jou pad en hulle kom haal jou uit, want hy is 'n liefdevolle God, een wat nooit opgee nie. Amen. En ek en jy is geneig om op te gee op die lewe. En ja, dis nie lank terug in hierdie tydperk was ek self op baie tyd geweest wat ek opgegee het. Maar dan kom hierdie liefdevolle God van ons en hy wys vir jou dit is nie die moeite werd nie. En as jy net jou ore oopmaak en jy luister na die Heilige Gees en jy luister na die woord wat kom, dan sal jy agterkom dat dit eintlik baie maklik is om nie weg te val nie, om nie weg te kwyn nie. Maar as jy luister en jy is gehoorsaam, dan is jy kan nie anders as om bo uit te kom en 'n wenner te wees. En as ek praat van gehoorsaamheid is, ons gehoorsaamheid is op baie vlakke, van waar ons is, wat ons doen, waar ons nou hier is. So ons moet net ons ore oopmaak wanneer die Heilige Gees praat. Jy weet, dryfsand is so, as jy stil staan, dan sink jy nie. Elke keer as jy beweeg, gaan jy in. Beweeg, gaan jy in. Elke keer as jy 'n sigaretjie vat, 5 cm in die sand. Kyk 'n bietjie pon, 10 cm in. Van ons, en ek wil hê jy moet nou God vra, jy's in dryfsand. Van ons sien ek nou in die gees, sy neus steek uit nog. Dit is 'n kwessie van nog 5 cm. Speel met die sonde, gaan jy nie meer asem kry nie. Dit is 'n kwessie van jou dood is om die draai. Is God se gees wat nou hierdie dinge uithaal. Ons is besig met oppak. Ek vra jou, wil jy nie laat Jesus jou hand kom vat en jou uit die dryfsand uithaal nie?
voordat dit te laat is. Nou ja, terwyl ek hier vir Rian geïnterview het, een van die lede verbygeloop, my so ietsie gewys. Nou ons is in die winter hier. Hier is eintlik skorpioene in die winter nie, maar as ons tente opslaan hier in die Kalahari, ons moet toe tente hê. Ons zips is ook bo en dan die meeste was 7 of 8 skorpioene wat ons dan onder ons tente al gekry het. Ons het so 'n kompetisie onder Wiesent. Nou ek sien die ou het met 'n Coke-bottel so gemaak. Kom ons gaan kyk 'n bietjie. Ek wonder of hierdie iets is. Ja. Ja. Hier is daar. Kom ons gaan. Soek hom gou daar. Geef hom 'n plekkie. Hier is 'n skorpioen. Kom ons kyk. Hou jy vir my die mic? Kom ons kyk 'n bietjie. Kom ons. Nog 'n giftige enetjie. Ja. Kalahari kind kom hier. Okay. Maar wag net so 'n bietjie. Ons wil hom net hier uittrek. Kyk gou hierdie skorpioen. Hou hom net so vashou. Sorry. So. Ja, kom ek. Nou hom, ek gaan my seermaak hè. Saggies so. Sy. Die Here sê in Lukas 10: Julle sal op slange trap en skorpioene. Daar bedoel hy demone. Ons het die mag oor demone. Hier is 'n mooi woestyndiertjie, maar wat vir jou kan hospitaal toe laat ry. So ek gaan nou nie op die ou trappie. Ons gaan hom vrylaat. Maar nou nie by die kampie. Op 'n ander plek laat hy hom nou nie vir ons volgende keer steek nie. Jy laat nie jou eie sonde vry. Laat hulle vermeerder en later vir jou hospitaal toe vat. Konstante hoë bloedsuikervlakke is die hoofoorsaak van tipe 2 diabetes, insulienweerstandigheid en oorgewig. 'n Lae GI-dieet kan help om bloedsuikervlakke te beheer, eetlus te demp en diabeteskomplikasies te voorkom. Manna bloedsuikerbeheertablette help om die GI van die voedsel wat jy eet met soveel as 43% te verlaag en daarom help dit om bloedsuikervlakke te beheer. Die produk kan saam met enige dieet gebruik word en is beskikbaar by alle apteke. Besoek mannaplus.co.za vir meer inligting. Ek staan hier by pastoor Awalde Grobler. Hy is hoof van School of Fire en hy is oor ons het afdelings wat is ons sendlinge mee werk en pastore oplei. Ons het afdelings wat ons met die mense wat oor drugs en verslawendheid inkom, depressie, maar hy's all over oor hoofs, oor die hele liggaam van School of Fire en the Miracle Place in 'n mate van die verslawings. As hy oor. Ek wil vandag by jou hoor. Ek het jou sommer geroep af van die tent af, want ons pak nou op en ons moet huis toe gaan. Jy hoor my stem is weg. Jy het lekker gerus hierdie 3 dae, want oom Leon moes, is 2 sendlinge wat nou leer om sendlinge te raak. Jy het hulle die werk gegee. En ek kan mos nie uitbly nie, ek meng aan mekaar in. So kom my stem weg is. Wat se behoefte? Jy moet nou mooi dink. Ons het dit lekker bespreek. Wat se behoefte het jy by School of Fire? Dat ons kamers regkom. Nee man, jy kan maar sê nou vir die mense sê ons het 'n probleem met ons kamers. Hoor nou mooi vir my. Wat ek eintlik wil bedoel, kortjie nie studente nie. Nee maar nou het jy my klaar by die kamers. Kom ons bly nou daar. Ja, ek het homself 'n behoefte. Jy weet as ek dink hoe ons daai kamers en begin reggemaak, die mooiste kaste, is al my tweede stel kaste. Dan nou is daar alweer die kaste nie. Daar slat die manne. Die kaste, hulle kom van hulle huis af vol woede, frustrasie, slat los kaste stukken. En op Facebook word nie gepraat van daai ou wat die kaste stukken slaan nie. Dit word maar, ons is die wat deurloop op Facebook. Maar maak nie saak nie, ons het 'n behoefte, want ons kamers, ons het klompie kamers nou, hulle moet nou net regkom, want ons wil nou oopmaak binnekort
van 'n maandag tot 'n Sondag, 1 keer 'n maand, dan kan jy net kom aanry. Of jy nou dwelm verslaaf is, of jy siek is, of jy net die vuur van God wil hê om evangelisasie te maak nie saak nie. Ons gaan elke dag 'n diens hê, oggend 10:00 en namiddag berading. En die krag van God gaan val. Julle verstaan? So dis die miracle place wat ons wil so ram. Maar om dit te doen, moet ou daar in my kamer hê wat mooi is en so. So jy's reg. So ek gaan nou sommer oorgaan in die bedelstorie hier en sê my nommer is op die skerm. Ons wil graag kaste insit, maar hierdie keer bou kom met steen en ek sit hom rakke in en hy's oop. Ons wil graag in van die kamers krag insit. Ons wil van hulle 'n bietjie bou en reg. Ja, is eintlik taamlik. As ek so vinnig skat wat ons daar wil doen en dit is so 800,000 rand nodig. Dan maak ons hulle dink ek taamlik netjies. Ja. En sit ekstra toilets hier en daar aan. So as daar mense is wat sê Rooies, ek gaan nie geld gee nie. Maar ek en my span bouers kom deur. Jy moet nou net die een oggend kom en onthou ek moet geld hê om die sement aan te koop en al die goed. Maar ek saai 'n week of 2 weke. Ek sal vir julle pap en vleis maak elke dag. En ek sal vir julle blyplek gee. Julle bring uit die slaapgoed saam. So miskien is daar spanne bouers wat sê ek saai 'n week van my besigheid. Ek kom bou. Miskien is daar 'n teeler wat sê ek kom teel vir julle. Luister hier, ons praat nou nie soos teel. Jy koop 'n bil om te teel met die beeste nie. Ons praat van teelplan. Miskien is daar een wat sê ek gaan nou met Henry praat, maar ek sal vir julle die elektriese drade gee. Ek het nie geld nie, maar ek stuur vir julle plaks. Of ek stuur teels. Ons het enige teel en ons is nie kieskeurig die kleur of daai kleur. Ek sal vir julle dit gee. Of iemand wat sê man, hier's 'n lekker bedragie, ek wil dit gee. Ons bankbesonderhede gaan nou op die skerm wees. Maar die verwysing wat jy moet gebruik is kamers, spasie en jou naam. Ja, nou daar het ek jou behoefte nou aangevul, want ons het dit nodig. En weer eens iemand wat sê Rooi is bedel, ek kan nie 'n kamer op my kus lei nie. Ek het 'n huis, so ek gaan slaap in die kamer nie, dis nie vir Rooi is nie. Maar ons kamers lyk swak. Ek moet sê, ek raak baie keer skaam. Met die studente ook, moet plafon inkom, ons moet dit upgrade. So baie dankie dat jy daai behoefte gee. Ek wil eintlik gesê, jy moet sê, ons kort studente, hulle moet kom. Maar Awalde, Meer kamers wat reg is beteken meer studente wat inkom. Meer studente wat inkom, meer sendelinge in die veld. Ek weet nie, wil ons baie meer vat. Ek dink ons sal tot 60 of 80 gaan. Maar ek wil nie meer vat. Weet jy hoekom nie? Ons wil close met die mense werk. En die ander ding is, ek wil eintlik meer sendelingstudente hê. Dat die ouens wat inkom vir gebed, daai week, jy weet ou kan kom vir 'n dag of 2 dae, maar dit gaan ons later oor praat. Awalde, jy het hier gekom 4 jaar terug. Hoeveel jaar? Dis 4,5 jaar terug, ja. Toe vra ek jou, wat is jou visie? Toe sê jy vir my om School of Fire oor te vat. Nou kan nie op noem wat het ek gesê, maar ek het dit afgekeer en gedink. Ek het so maar mannetjie voor my gesien en gesê, vat kanse man. School of Fire kan oorvat. Jy kom nou in. En voor dit was jy 'n week daarin toe jy geloop. Ja. En jy was nie op dwelm sê, maar jy weet, ek het jou net die kop toe gevat. Vandag is jy die hoof van School of Fire. Lyk vir my, mense moet baie keer jou droom leef. Definitief. As jy moet 'n korte droom om na toe te streef. As jy jou droom volg en die Here is in jou droom, gaan jy definitief behaal. En dit is soos om sê, hoekom ek daai tyd gekom het en toe gesê het, ek gaan School of Fire oorvat en ek het iets gehad om na te streef, iets gehad, 'n mylpaal gehad om na toe te werk. God was deel daarvan en dit het waar geword. So. Ek wil nog 'n laaste vraag vir jou vra. Julle pastore, julle is nou pastore. Julle werk Sondag en as julle af deur die week, hier en daar bel iemand julle vir ietsie. Vertel my 'n bietjie jou pastoorslewe. Jy chill as ek elke middag 3 uur, slaap laat. Want wat het jy nou om te doen? Jy's op 'n plaas. Ek het 44 studente om na te kyk. Nou, jy kyk na hulle ander maak kos. Wat doen jy? O yes, daar's baie. Enige na op die TV is welkom om my te kom shadow vir 'n week. Dan kan ons kyk of hulle dit ook maak. Selfe ure werk as ek. Ja, ek gaan niks sê nie. Ek gaan net vir jou dankie sê.
God sien jou, Walde. Ons staan hier teen een van die toilets in die storte. Is dit nie mooi Kalahari muur wat hulle hier bou nie? Ek wil jou eers vra, Henry, hoe was die stort? Die stort, nee, baie lekker. Dis maar. Sê gou vir my nou eerlik, ek het gesê julle moenie baie shampoo op julle hare sit nie. Het julle geluister? Ja, ek het myne met seep gewas. Ek het my hare glad hierdie 2 dae, was ek dan met skoonwater gewas. Aan mekaar onder, met 'n soutwater. Ek het glad nie shampoo opgesit nie, want sit jy 'n druppel op, dan kry jy my weer af. Henry, koud, warm, lou vir die Here. Hoe moet ons vir God wees? Sê iets daaroor. Warm, ons moet ons brand vir die Here. Henry, jy is 'n man met baie woorde nie, maar jy's van daai, as jy 'n duiwel uitdryf, dan gaan hy. Ek sien jou. Jy's van daai. Jy gaan hande op siekes lê en hulle is gesond. Hoe lank is jy nou by School of Fire? Jy kom met 'n dwelm agtergrond, jy kom met jy wil sendeling raak. Ja. Maar het jy al 'n visie waantoe? Hoe lank is jy by School of Fire? Wat is jou planne? Nee, ek is nou eers maar 'n maand en 2 weke as ek hierso, en my visie is om so ver as moontlik te kom. Ek weet nie eintlik wat voor lê nie, maar ek sien uit vir alles. Jy het 'n wonderlike positiwiteit om ver te kom. Egipte is nogal ver. In Amerika is ver, ons sal kyk, maar ek dink tog jy het nie teruggekom oor die Here nie. Ek dink jy het die girls gekyk. Nee, seker. Okay, Jack, Yes, man. die girls is weer agter jou aan ook net so hier by School of Fire, nee. Ja, man. Jy sê, jy is altyd 6 of 7 wat jy moet voor. Sê, los my uit. Dis maar seker so. Manne is slim vanoggend. Die girls staan nie naby nie. Wat sê jy oor koud, warm? Aan die brand hom. 4 warm. Nou hoor hier, hoe oud is jy? Ek is nou 17 hom. Wat? Jy's 'n kind en jy sê 'n mens moet aan die warm wees vir God. Daar's ooms 30 en 40 jaar in kerk het nog nooit eers God se opdrag uitgevoer om evangelisasie te doen nie. Daar is tot mense op kerkrade, hulle staan die pastoor te as hy wil evangelisasie doen. Hulle wil net jou geldjie in die kerk vashou. Jy sal geen meer geld kry nie as jy die geld so vashou nie. Luister die mense, net hierdie trip kos vir ons so R35,000 plus. En God bly gee. Moenie vashou nie. As ek nou vasgehou het, dan sê ek nou vir julle sal ek nie kry nie. As ek nou weer syne kry, dan is daar geld in my rekening. Ek sê my rekening, sê myne nie, is God se rekening. God seën. Jy wat R50 vir ons 'n maand gee, R1,000, R10,000 'n maand, wees verseker, jou geld word vir siele aangewend. 2 skole is gedoen in hierdie Kalahari. 'n Smokkelaar het bekeer wat die hele netwerk besit van die tik in die Kalahari. Luister, jy wat maandeliks gee vir hierdie bediening, jy is deel, dat 'n hele streek, die Kalahari, nou kan rus en asem skep van dwelms. God seën jou, hy's lief vir jou, raak deel van God se saak. Jesus sê, gaan maak disippels van alle nasies, en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Sommige kerke, die meeste eintlik sê, ons ignore dit. Gee jou 10, ons hou dit net hier in die kas. Party kerke is gehoorsaam en hulle doen wat Jesus sê. Dankie vir julle. Wat 'n kerk is, wat Jesus volg. God seën. Jesus like jou.